Ek het so 'n paar jaar gelede het ek 'n getuienis in die kerk gegee waar ek vertel het hoe die Here voorsien het. My man is 'n bouer, so in die boubedryf, ek dink is nogal baie soos die boere ook. Um jy bid vir reën, jy bid vir sonskyn en dit moenie te veel reën nie, want anders te lei jou gewasse skade of te min reën nie. Dan moet ook nie droogte wees nie, so so gaan. So is dit dieselfde vir bouers, hulle bid vir werk. Ja, so ons is maar op ons knieë en vertrou die Here vir ons voorsiening elke dag. En dis nie 'n slegte plek om te wees nie, om totaal en al afhanklik van die Here te wees vir voorsiening. Maar in any case, so 'n paar jaar terug het ek toe nou 'n getuienis gelewe waar die Here net weer bonatuurlik vir ons deure oopgemaak het, waar dit gereën het op 'n plek. Dit het nêrens anders gereën nie, maar op die plek was daar 'n hengse storm deur die dorpie. En daar het Martin hulle toe nou baie eise gekry en werk gekry en dit het ons weer vir 'n ruk aan die gang gehou. En die rede vir my getuienis was net om vir mense te sê en te deel hoe maar net hoe belangrik dit is om afhanklik te bly van die Here. Al is dit nie 'n maklike pad nie, is dit 'n goeie plek om te wees. Want dit gaan alles oor verhouding en vertroue en om God te vat op sy woord. Jy weet, ons het woord gespreek en ons het dit bly proklameer en toe gebeur dit. Toe gaan daar, toe is daar 'n hengse storm in die spesifieke dorpie en naby ons, maar nêrens anderste nie. Ja, en die rede vir my, die deel van die storie gaan eintlik oor wat mense aan ons doen. Op daai stadium het ek by iemand gewerk en hulle is ook in ons kerk gewees. En toe dit nou moet kom, ek het op 'n week tot week basis, dit was 'n tydelike werk gewees. En toe die persoon my moet betaal aan die einde van die week. Toe sê hy vir my, nee, maar jou man het mos nou lekker geld gekry, so ek hoef nie jou volle salaris te gee nie. En ja, kom ons los daai ding, kom ons los dit nou maar daar. Ek dink die ding wat my die ergste gevang het was, die persoon sit in die kerk elke Sondag en dit was sy redenasie gewees. Ja, ek moet sê, dit het my bietjie gevang, dat ons liefste kerkmense dit aan mekaar kan doen. Ag, en dit was maar nie my eerste eye-opener van, jy weet, hoe ons as mense van die kerk so verwronge beeld van die Here, jy weet, daar buite uitstraal nie, en dis hartseer. Dis nie net kerkmense nie, dis maar, dis ons almal, dis die hele wêreld. En veral nou in die tye wat ons lewe, het Jesus gesê, broer gaan teen broer draai, moeder teen moeder, vader teen kind, moeder teen kind. So dit is maar net weer eens die tekens van die eindtye. My man, hulle kry dit baie, jy weet, in die werk wat hulle doen, is, die mense is baie kwaad, hulle is onvergenoegd, hulle is baie, ja, en soos jy met mense praat wat in dieselfde bedryf is, enigiemand wat met mense werk, of dit, jy weet, wat ook al, laat ek sê, wat ook al, dit, die mense is stikkend, jy weet, en wat is daai sê, broken people, or hurt people, jy weet, so broken people maak ander mense seer. En ons is almal stikkend, ons lewe in 'n stikkende wêreld waar soveel dinge
ons fokus is wat nie ons fokus moet wees nie. Dit gaan vir ons oor aardse besittings en om dit bymekaar te maak in plaas van om die gesindheid van Jesus te hê waar ons lief is vir ander mense en is moeilik. En ek dink dit is juis die rede hoekom die Bybel sê jy moet jou vyande lief hê. Want Jesus het geweet dit gaan baie moeiliker raak veral in die eindtye dat ons mekaar moet lief hê. Want ja, dit moenie maklik wees nie, nê? Dit is nooit maklik nie. Met die Here is alles maar 'n ding wat jy op 'n plek moet kom waar jy totaal en al op hom gaan staat maak. So, ja, so hoor ek maar baie van mense wat jy weet moeilike battles fight op die oomblik waar mense hulle gedagvaar het, egskeidings en ja, ons almal is maar so afhanklik van die wêreldse stelsel om dinge vir ons uit te sort en dis jammer, dis hartseer. Dis jammer dat ons daai pad moet stap. En ek het nie die antwoord vir jou nie. Ek kan nie vir jou sê jy moenie deur ons regstelsel dinge doen nie. Ek voel net jy weet daar's 'n plek vir alles en daar is mense wat jou gaan help op die regte manier en die Here gebruik almal. Die Here jy weet plaas prokureurs ook in 'n mens se lewe om jou te help. Maar op die einde van die dag moet ons op 'n plek kom waar ons totaal en al afhanklik is van God en as ons God wil vat op sy woord, moet ons totaal en al oorgee in God se hande. En ja, dis moeilik. Dis moeilik veral as mense jou seer gemaak het. Is dit moeilik om daardie pad te stap. En ja, ek wil 'n bietjie met julle ietsie deel wat ek onlangs teëgekom het van iemand wat gedeel het hoe iemand hulle in Engels sê hulle offend, iemand wat jou te nagekom het en jou geoffend het en jou seer gemaak het en hoe hierdie ou begin bid het vir hulle en hoe dit dinge begin verander het. Weer eens sê ek, die Here sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En wat beteken dit? Daai liefde beteken jy moet vir jou vyande bid. En hoe bid jy vir jou vyande? Jy bid vir jou vyande soos jy vir jouself bid, soos jy vir jou eie gesin bid. En ek gaan vandag bietjie met jou deel hoe om dit te doen. So, en die ding wat ons moet verstaan is, hoe meer ons bid vir mense wat ons seer gemaak het, hoe meer kry ons genesing in onsself. En al is dit, so hoe bid ons vir ons vyande, julle, of die mense wat ons te nagekom het, die mense wat ons leed aangedoen het, om te verhoed dat ons nie offense vat nie. Ons bid, ons sê, God, I pray that they would know you as best a man can know you. I pray that they would yearn to please you as best a man can please you. I pray that they would walk as closely as a man can walk with you. That they would love you as deeply as a man can love you. I pray that you would bless them by revealing yourself to them. That you would reveal your wisdom and insight to them, and that you would surround them with godly, truthful, truth-telling counselors. Deliver them from wicked and unreasonable men and women. I pray that you would show them what their godly ministries are, and that they would
seek it and yearn for it. Protect them as a family, their children. In Jesus' name I pray. So dis die gebed julle. En die ding wat vir my baie uitstaan is godly counselors. Want ja, praat maar met enige iemand. 90% of kom ons sê 95% van mense sal vir jou sê, vat hulle hof toe. Sê vir hulle 'n vieslike ding terug. Hulle het jy's geregverdig om dit te doen. En dit is, mense soos daai baas wat my nie wou betaal het nie, wat my net die helfte van my salaris gegee het. Ek was baie teleurgesteld. Verlang was ek was so kwaad gewees en dit het al my verhoudings geaffekteer. En soos ek sê, dit was nie net een voorval ongelukkig nie, wat in dieselfde kerk plaasgevind het nie, maar en dit het my lang tyd gevat om te besef wat die rede was, hoekom Satan so iets gestuur het, want ja, die oomblik as jy offended is, dan kan Jesus nie meer deur jou werk nie. Op daai stadium het ek, in dieselfde kerk het ek sondagskool gegee, maar die oomblik toe ek daardie offense gevat het, en kwaad geraak het, en kwaad gebly het, kon ek nie meer 'n impak hê op daardie kinders se lewens nie. En Satan het dit geweet, want obviously dit wat ek mee besig was in die kinders se lewens was iets gewees wat 'n impak gemaak het in hulle lewe. Hallo Arno. Subscribe. Ja, en Satan het geweet, ek het 'n impak gemaak op daardie kinders, so hy het gekom en ek het aanstoot geneem, en ja, ek is toe ook toe nou weg by die kerk, want ek het die kerk, hoe kan ek sê, ek het gedink daar is spesifieke mense wat my leed aangedoen het die kerk verteenwoordig. Ja, so, dit is nou maar net bietjie agtergrond, en ek het een keer 'n preek geluister van hierdie ou wat 'n Satan worshipper was, en hy was hoog op in die satanistiese kerk, en hulle hoor toe van 'n pastoor in Afrika wat baie mense na Jesus toe bring, en want onthou in Afrika is daar baie soos witchcraft en so dis baie erg, weet die spiritual wêreld en die dinge wat hulle mee besig is, en hy het baie mense verlos van demone en goed wat hy hou vasgehad het op hulle, jy weet, van kindsdae af, want baie van hulle gaan besoek sangomas en toordokters om sekere dinge in hulle lewe jy weet, te kan kry. En ja, so het hulle baie mense toe nou losgemaak van die houvas van Satan. En in die geesteswêreld het hierdie sataniste dit nou agtergekom en gesien, want dit is so lig wat oor hierdie spesifieke plek in Afrika was. En ja, toe hulle daar kom in hierdie dorpie waar die Here se teenwoordigheid so sterk was, het hulle probeer infiltreer, maar hulle kon nie, hulle het en toe het hulle nou probeer uitvind wat dit is, en dit het uitgekom, dit was 'n groep vriende, of hierdie groep
mense wat gebid het elke dag oor hierdie oor hierdie dorpie, en dit was soos 'n link gewees, soos 'n ketting wat gelink was. En een van die vroue hekse het toe nou gegaan en sy het toe nou na die groep toe gegaan en gesê ja, sy wil saam bid. En die een vrou in die gees het toe agtergekom, maar hierdie vrou is 'n heks. En sy het dit toe nou aangespreek en gesê, maar jy's 'n heks, ons soek jou nie hier nie. En die heks het toe nou vir haar gesê, ek sien jy het geen verhouding met jou seun nie. Wat die waarheid was, op daai stadium het sy nie 'n verhouding gehad met haar seun nie. En dadelik het daai vrou aanstoot geneem. En sy was deel van hierdie prayergroep, en die oomblik toe sy aanstoot geneem het, toe sy offense gevat het, toe kon hulle hierdie dorp infiltreer, want toe is die link gebreek. Jy weet, die Here het gister iets vir my baie belangrik gesê is, ons moet begin onthou dat die Vader is 'n drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons aanvaar die Vader in sy tugtiging, ons aanvaar Jesus in sy liefde en sagtheid. Maar ons vergeet van die Heilige Gees wat ons, wie se stem ons elke dag kan hoor en wat ons daardie nodige leiding gee wat ons elke dag nodig het. Want ons kan elke dag sy stem hoor. Ons moet dit net begin glo en oefen. Ons moet nie daai part, daai skakel weggooi nie, julle. En ja, dis baie moeilik. Ons vat so maklik offense. Dit is so moeilik om te sien wanneer Satan, jy weet, probeer om te kom steel. En dadelik as ons aanstoot neem, dan verloor ons dit. En dis hartseer, dis vir my hartseer om terug te dink dat ek aanstoot geneem het en dat ek dit nie gesien het as 'n aanval van Satan af nie. En dat ek nie op daai stadium begin, jy weet, bid het en hierdie gebede bid wat ons godly counselors in daai mense se lewens instuur. Dat hulle mense, vriende sal kry wat die waarheid met hulle sal praat en nie net van alles hoor wat hulle wil hoor nie. En my dogter het so 'n onderwyser gehad in haar vorige skool of in die skool, in laaste skool wat sy was. Die onderwyser, sy trek al die belangrike kindertjies na haar toe en sy jy weet, sy maak hulle haar soos haar pryse en sy is baie gefokus op, jy weet, hierdie tipe en die kindertjies wat sy na toe wat sy haarself oor ontferm en voordele gee is soos, jy weet, die bekende ouers in die dorp, die mense wat in magsposisies is, soos die prokureurs en die dokters en jy weet, accountants en so aan sy kinders, en sy ontferm haar oor hulle, en hulle is dan in die revue, en hulle is dan in, jy weet, betrokke by allerhande projekte by die skool. En ja, dit kom ook maar weer eens uit 'n plek van, ek is nie goed genoeg nie, so ek soek hierdie goeders. En as jy met haar kinders ook praat, jy weet, as hulle sê, ons het bietjie die naweek gaan kuier en ons was by hierdie estate en hulle praat met 'n effense aksent ook, want dit is wat in die huis geleer word. Die kinders fokus op al hierdie dinge, want dit is waar ons waardering en ons erkenning kry. En ons waarde, dis waar ons waarde kry. Ja, so, ek wil julle maar net bemoedig vandag om bid vir julle vyande, bid vir hierdie mense wat julle sien gevange is, wie se gedagtes gevange is deur Satan. Mense wat jy weet offended is, wat aanstoot geneem het, want ja, Satan kan daar steel. Mense wat besig is met hofsaake op die stadium.
Julle ek weet dit is ons is in die wêreld, maar ons hoef nie van die wêreld te wees nie. Ons moet buite dit staan. Ons moet ja, my man noem dit mense dit is 'n klippie en dis 'n ja, is 'n klippie in 'n blikkie. Dis mense wat klippies en blikkies is. Ons moet ophou mense wees wat klippies en blikkies wees en geraas maak. As kinders van die Here moet ons uitstaan. Ons moet anders te lyk, ons moet anders te klink. En weer eens sê ek praat met myself. Dit is iets wat ek elke dag probeer en meeste kere val wat ek dit nie reg kry nie. Maar ek wil julle net bemoedig om ons moet elke dag probeer julle. Ons moet begin sien Satan se aanvalle en ja, begin besef dit is, jy weet, as dinge as jy wil kwaad raak of so, dit is iets wat Satan probeer om by jou en jou gesin te steel en by die mense met wie jy impak het, so of waar jy impak het by. Ek hoop hierdie woorde vind julle in julle gees en praat met julle en lei julle. Ek weet ek gaan definitief weer gaan vandag en net bietjie stil raak by die Here se voete en weer eens bid en dat hy ook vir my wys waar ek offens gevat het in my lewe en dat ons kan jammer sê julle. Anyway, wees gebless.